Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Welkom by Geloofspad. In Lukas hoofstuk 19 vers 28 sien ons Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem wat die begin van sy laaste dae op aarde aandui. Hierdie oomblik is gevul met vreugde en afwagting, maar ook met misverstand. Die skare loof hom as koning, maar hulle besef nie die ware aard van sy koninkryk nie. Hierdie gedeelte roep ons op om na te dink oor die koning wat in nederigheid kom nie, om met krag te oorwin nie, maar om vrede en verlossing aan te bied. Terwyl Jesus op pad na Jerusalem was die skare verheug en het hulle mantels uitgesprei en takke geswaai en geskreeu. Geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here. Hierdie toneel weerspieël die opwinding van 'n groot parade, baie soos die wat ons vandag sien waar mense bymekaar kom om 'n leier of held te vereer. Maar terwyl die skare Jesus as hulle koning gevier het, het die meeste nie die ware betekenis van sy koms verstaan nie. Jesus het Jerusalem nie as 'n militêre veroweraar binnegegaan nie, maar op 'n nederige donkie wat die profesie van Sagaria hoofstuk 9 vers 9 vervul het. Sy koningskap het nie gegaan oor die omverwerping van aardse heersers nie, maar om vrede tussen God en die mensdom te bring. Die skare se lof, hoewel opreg, was gebaseer op aardse hoop op nasionale herstel. Nie die ewige koninkryk wat Jesus oprig nie. Jesus het geweet dat dieselfde skare binne net 'n paar dae teen hom sou draai wanneer sy doel duidelik geword het, dat hy gekom het om vir die sondes van die wêreld te sterf, nie om hulle van die Romeinse heerskappy te bevry nie. Tog het hy hulle lof nie stilgemaak nie. In plaas daarvan het hy hulle aanbidding aanvaar, want hy het geweet dat die lofprysinge van nederige harte nie gestop kon word nie, en hy het sy lewe kom offer as die uiteindelike offer vir hulle sondes. Terwyl ons oor hierdie gedeelte nadink, word ons daaraan herinner om Jesus te eer. Nie vir die maniere waarop ons van hom verwag om in ons lewens op te tree nie, maar vir wie hy werklik is. Die Verlosser, die koning van 'n geestelike koninkryk. Sy nederigheid en opoffering is die fondament van die hoop wat ons nou in hom het. Kom ons bid. Here, dankie dat U in nederigheid na ons toe gekom het. Ons loof U as ons koning. Nie vir die maniere wat ons dink U moet optree nie, maar vir wie U werklik is. Die Verlosser van die wêreld. Help ons om die grootsheid van U koninkryk te verstaan en om U met ons harte en lewens te eer. Mag ons met dankbaarheid lewe vir die vrede wat U bring. In Jesus se naam, amen.